Goeienaand broeders en susters en kinders, welkom in besonder aan almal van Kameeldrif af vanaand. Ons gaan vanaand stilstaan by die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3 en 4 artikel 2 in die lig van Lukas 3 en ons sal by die prediking so 'n bietjie meer daaroor sê. Onthou gerus daardie prentjie ook, ons sal hom in die preek ook vanaand weer sien. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing saam Skrifbruiming 1:6. Ons sing al 3 die verse daarvan saam. Net aan God behoort die ere. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, almagtige, ewige God. Ons dankie dat ons vanaand die voorreg het om so ook te kan saam sing en U te kan loof en te kan prys. Wetende dat U is 'n Vader wat U ontferm oor U kinders, 'n Vader wat weet waarvan ons gemaak is, 'n Vader wat weet dat sonder U genade is ons verlore. Daarom is dit vanaand ook ons gebed en ons hartsbegeerte dat U deur die Heilige Gees ook elkeen van ons so sal lei dat ons kan hoor en kan verstaan wat U vir ons oor onsself wil leer, en besonder oor ons Here Jesus Christus en die liefde vir ons wil leer. Ons vra dit want ons bely ook dat ons is sondaar mense. Mense wat elke een skuldig staan voor U. Wat alleen na U toe kan kom in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus ons Here. Amen. Ons teksgedeelte vir vanaand kom uit die evangelie volgens Lukas, daar uit hoofstuk 3 en hoofstuk 4.
Ek hou graag aan ons voor dan die geslagsregister van ons Here Jesus Christus en dan ook die eerste gedeelte van hoofstuk 4 wat handel oor die versoeking van Jesus. Toe Jesus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud. Hy was soos hulle gemeen het, die seun van Josef. Josef was die seun van Eli, seun van Matat, seun van Levi, seun van Melchi, seun van Jenai, seun van Josef, seun van Matatias, seun van Amos, seun van Naam, seun van Hesli, seun van Nagai, seun van Mahat, seun van Matatias, seun van Simeon, seun van Josek, seun van Joda, seun van Johanan, seun van Resa, seun van Zerubbabel, seun van Sealtiel, seun van Neri, seun van Melchi, seun van Abi, seun van Kosam, seun van Elmadam, seun van seun van Joshua, seun van Eliezer, seun van Joram, seun van Matat, seun van Levi, die seun van Simeon, seun van Juda, seun van Josef, seun van Jonam, seun van Eljakim, seun van Melia, seun van Mena, seun van Matata, seun van Nathan, seun van Dawid, seun van Isaï, seun van Obed, seun van Boas, seun van Sala, seun van Nagson, seun van Aminadab, seun van Admin, seun van Arni, seun van Gesron, seun van Peres, seun van Juda, seun van Jakob, seun van Isak, seun van Abraham, seun van Tera, seun van Nahor, seun van Serug, seun van Re en seun van Peleg, die seun van Heber, seun van Sala, seun van Kenan, seun van Arpaksad, seun van Sem, seun van Noag, seun van Lamech, seun van Methuselah, seun van Henog, seun van Jered, seun van Mahalaleel, seun van Kenan, seun van Enos, seun van Set, seun van Adam, die seun van God. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê toe vir hom: "As u die seun van God is, sê vir hierdie klip dit moet brood word." Maar Jesus antwoord hom: "Daar is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie." Daarna die duiwel hom op die hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom: "Aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort as u maar net voor my buig en my aanbid." Daarop antwoord Jesus: "Daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien." Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê: "As u die seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie." Maar Jesus antwoord hom: "Daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie." Nadat die duiwel met al die versoekinge klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Vanaand dan in ons kerngedeelte, in besonder die eerste vers, waarna ons geluister het, vers 23, toe Jesus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud. Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef. Hy was soos hulle gemeen het, die seun van Josef. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. Kom ons sing eers saam, broeders en susters, van ons Here Jesus Christus, en dit dan die beruiming van Johannes 1 vers 14,
Die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Ons het sy heerlikheid aanskou, die van God se enige seun. Kom ons staan en ons sing vers 1 en 2 saam. Artikels 3 en 4, hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls, ek sê dit maar ter wille van almal wat vanaand hier dit die eerste keer hoor, gaan oor die verdorwenheid van die mens en hoe ons daaruit gered word. Nou, baie eenvoudige Afrikaans is, ons kyk hoe massief is die sondeval se uitwerking op ons. Hoe groot is die sondeval se uitwerking op jou en my? Hoe erg is die verrottingseffek van die sonde op mense se lewens? Nou, ek dink ons almal weet dat dit het 'n uitwerking op ons lewe. Die mens het letterlik vanaf die hoogste ereplek in die skepping geval tot in die diepste van duisternis. Maar oor hoe diep die val was, verskil mense nogal baie. As mense bietjie gaan kyk, ons het al gehoor van die evolusieleer. En dis wat ons vanaand ook wil kyk, wat sal hulle vir jou sê oor tot watter mate raak Adam en Eva se doen en late my vandag? Gaan hulle waarskynlik vir jou sê dit raak jou eintlik nie. Ons almal ken die evolusieleer wat sê dat spesies ontwikkel en soos ons dit al gehoor het in ons lewe, daar's in elke mens eintlik nog iets dierliks of aapagtig. En dis die rede vir die verskriklike goed wat mense kan aanvang. Daai dier wat nog eintlik in jou is. En soos ons tegnologies en opvoedkundig dan vooruitgaan, word die aapie in ons al kleiner. So by hulle is daar eintlik nie sprake van enige val van sonde nie. Dis eintlik net 'n verbetering soos mense gaan ontwikkel. Maar ook nader aan ons eie deur, ook in kerke kry mens standpunte en seker by ons self kry jy meeste die pessimisme. Kyk hoe sleg is die wêreld. Kyk hoe sleg is die mense. En dan ons arme goeie ouens is so uitgelewer aan hierdie klomp sondaar mense. En dan die bekendste een binne die kerklike kringe is die remonstrante teen wie die Dordtse leerreëls gerig is. Wat het hulle gesê? Hulle het gesê wat mense vandag nogal baie graag sê, mense is nie so sleg nie, mense is eintlik goed. Mense word net verkeerd geleer. Jy word onskuldig gebore en dan leer jy om sonde te doen. Nou al drie hierdie groepe erken iets van die verdorwenheid, die verrotting van die mens in sy wese. Die evolusie sien dit raak, maar die verskoning is ons is so gemaak en ons moet net beter nog word. Die pessimisme sê die blame is op die res, ek is onskuldig. Die remonstrant sê weer ek kan nie help nie, ek het so geleer. Maar nie een van hulle praat die waarheid nie, want dis nie wat die skrif ons leer nie. Die skrif leer ons dat die verdorwenheid van Adam op al sy nakomelinge oorgegaan het. In die kerk praat ons van
Alle mense word in sonde ontvang, die erfsmet, en as kinders van die toorn gebore, die erfskuld. Erfsmet en erfskuld is die twee groot woorde waarmee ons die verdorwenheid van mense vir onsself beskryf. En so diep en so erg is hierdie sondige, elendige gevolg van Adam en Eva se optrede in die paradys, dat elke mens gebore word in die eerste plek magteloos om iets vir onsself te kan doen, magteloos om die sonde te kan oorwin, magteloos om onsself of iemand anders te kan red. Inteendeel, ons is geneig tot die kwaad. Katekisme sê ook, ons is geneig om te haat, God en my naaste te haat. Ons is slawe van die sonde, ons is dood in die sonde. Magteloos, geneig tot kwaad, slawe van die sonde, dood in die sonde. Dis die prentjie van die verdorwenheid van die mens, en dit is belangrik dat ons almal daai prentjie ook van onsself moet raak sien. In die woorde van Paulus, ek elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? 'n elendige mens? Ek is ook een. Soos al die ander mense wat van Adam afstam. En dis hoekom ons daardie pragtige beeld ook het van 'n stamboom en vanaand geluister het na daai stukke in die Bybel wat jy altyd oorspring, want almal sukkel met die name, die geslagsregister. En hier besonder die geslagsregister van ons Here Jesus Christus. Nou as ons wil weet waar kom die sonde en ellende vandaan, dan lê dit in wie ons is, in onsself. Ons kan dit terugvoer in ons stamboom tot by die stam daarvan, by Adam en Eva self. En ja geliefdes, jou stamboom sê vir jou baie oor jouself. Jy het baie meer by jou ouers en jou voorouers gekry as jou bakore en jou krombene. Jou sondige natuur is deel van daardie oorerflikheid van die mens. Dis juist hoekom Jesus se geslagsregister so belangrik is, want Jesus is die uitsondering. In Jesus kom God en hy breek die lyn van die erfsmet en die erfskuld. Onthou, erfsmet, alle mense in sonde ontvang en as kinders van die toorn gebore, die erfsmet en die erfskuld. En al was dit so dat Jesus, toe op die aarde was, vir Josef ook pa genoem het, en al was dit so dat die mense gemeen het, soos ons kernvers dit hier stel, dat Jesus die seun van Josef was dit nie soos hulle gemeen het nie. Hy was immers nie die een wat vir Jesus en Maria verwek het nie. Jesus se stamboom se wortel lyk eintlik anders. Die woorde van die engel Gabriël toe hy aan Maria verskyn het, jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En dan sê hy vir haar, onthou, die Heilige Gees sal oor jou kom, die krag van die Allerhoogste sal in jou lewe werk, en daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Hy was dus nie die seun van Josef soos die mense gemeen het nie, maar hy is die seun van God. En dis juis hierin waar daar eintlik so half iets verlore gaan in ons Afrikaanse Bybels. As jy Lukas 3 en 4 gaan lees, en kyk ook na die Grieks wat daar gebruik word, dan kry 'n mens eintlik dat daar geskryf staan, hy was die seun van Janai, die seun van Nagai. Behalwe by Jesus, daarin in die begin en aan die einde, staan daar letterlik 'n seun van Josef, en aan die einde van Adam 'n seun van God. So daar staan nie die seun van God nie. Waar Adam en al ons ander kinders 'n kind van God genoem word,
word Jesus die seun van God genoem. Waar Josef gesê word, Jesus was 'n seun van Josef, word daar in die res van die gedeelte gepraat van die seun van. So die belangrike wat mens moet raak sien is altyd Jesus Christus die uitsondering. Hoekom? Hy's die seun van God, verwek deur die Heilige Gees in die maagd Maria. Jesus is heilig. Hy's anders. En dis jy sy andersheid, kom ons noem dit sy heiligheid, wat nie net na vore kom uit die maagdelike geboorte nie, maar ook in die manier hoe hy dan op die versoekings reageer wat op sy pad kom. Die verleiding van die Satan en die wêreld. Nou ons almal weet die duiwel wat vir Adam en Eva kom verlei het. Hier sien ons dan, hy kry niks reg met Jesus nie. En kom ons kyk vanaand gou na die versoekings van Jesus hier in hoofstuk 4. Nou voor 'n mens daarop ingaan is daar iets wat jy moet onthou. Die duiwel self op daai moment weet wie dit is. Hy weet wie Jesus is. Hy weet wat God self oor Jesus gesê het. Hy weet dat God self net van tevore in die Jordaanrivier gesê het, jy's my geliefde seun. So die duiwel weet hy het hier te doen met die seun van God. En hy weet presies dat God self gesê het, Jesus is sy seun. Net soos hy in die tuin van Eden presies geweet het, wat God vir Adam en Eva gesê het, en oor hulle gesê het. Maar wat doen die duiwel? Hy kom en dan vat hy dit wat God gesê het, en hy verdraai die waarheid. En hy kom met 'n verdraaide waarheid, 'n leuen na Jesus toe, net soos hy by Adam en Eva die waarheid verander het van wat God gesê het. Verdraai hy dit weer om hom te pas. Maar die tweede ding wat 'n mens moet ook raak sien is, as ons teruggaan na Genesis 1 toe, en ons gaan terug na die proefgebod toe, daar waar God vir hulle gesê het, julle mag nie van daardie boom eet nie, onthou dit, het nie gegaan oor die boom nie, het nie gegaan oor wat se vrugte dit is nie, maar dit het gegaan oor die vraag, ken die mens God? Vertrou die mens op God? Het die mens God lief? Wat kom hy doen as hy na Jesus toe kom? Presies wat hy met Adam en Eva gedoen het. Hy vat wat God gesê het, en dan verdraai hy dit. Hoor mooi wat sê hy hier. Hy sê vir Jesus, as u 'n seun van God is. As u 'n seun van God is. Nie as u die seun van God is nie. So hier in die begin by daardie eerste versoeking kom hy met as u 'n seun van God is. So wat hy wil doen is hy wil vir Jesus sê jy's eintlik maar soos al die ander mense 'n seun van God. Net nog een. Dit terwyl hy weet wie Jesus is. Weet dat Jesus al wonderwerke kan doen en gedoen het omdat hy self ook God is. Wat wil hy daarmee bereik? Hy wil Jesus versoek om te openbaar dat Jesus God nie ken nie, dat hy God nie vertrou nie en dat hy God nie liefhet nie. Hoe doen hy dit? Hy kom na Jesus toe en hy verdraai dit wat God gesê het. En daarom moet mens ook let, as Jesus hom antwoord, dan sê Jesus vir hom wat het God gesê oor hierdie saak. Maar die eerste versoeking is eintlik nogal in lyn met die proefgebod van Genesis 1. Dit gaan oor kos en die manier hoe mens eet en wat jy eet. Nou weet ons het gehoor, Jesus was 40 dae in die woestyn, dan kom die duiwel na hom toe hy honger is. Sy regtig honger is. En dan sê hy vir hom, as jy 'n seun van God is, sê vir hierdie klip om brood te word. Hy weet goed, Jesus kan dit doen. Jesus is immers die seun van God en self God. Jesus moet dit nou kom bewys wie hy is. Kom bewys dat God die waarheid oor hom gepraat het, toe hy gesê het, Jesus is sy geliefde seun.
Maar Jesus sien dwars deur hom. En al is hy uiters honger, sê hy dit baie mooi, 'n mens leef nie net van brood nie. As die seun van God wat sy Vader ken, wat sy Vader vertrou en wat sy Vader liefhet, weet hy sy Vader sal vir hom sorg. Hy bly onwrikbaar vertrou, heeltemal, kom ons noem dit anders as Adam en Eva wat maklik geval het en maklik gewantrou het in wat God gesê het. Kom hy terug na wat God gesê het en sê wat God sê is 'n mens leef nie net van brood nie. Dan by die tweede versoeking vat die duiwel dit verder. Hy wil die eerste gebod eintlik in gedrang bring. Jesus kan alles kry wat hy vir hom wys. Al die mag oor al die koninkryke van die aarde, sê die duiwel, is aan hom gegee. Hy's in beheer daarvan. Asof dit ooit syne is om weg te gee. Maar Jesus moet net voor hom kniel en hom aanbid, dan kan hy dit kry. Laat 'n mens nogal dink aan wat die duiwel vir Adam en Eva gesê het. Hy het vir hulle gesê, julle sal soos God wees. Julle sal al hierdie mag hê, julle sal die beheer hê, julle sal die sterkste wees. Kom maar hier by Jesus met dieselfde versoeking. Maar weer antwoord Jesus hom, daar staan geskrywe, met ander woorde, God het gesê, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Weer 'n aanhaling uit die Ou Testament uit, weer die woorde van sy Vader. Nee, sê hy vir die duiwel, dis nie wat God gesê het nie. God het gesê, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. En Jesus self leer dit ook later vir sy disippels en vir ons. Jy moet die Here jou God lief hê, dis die grootste, dis die eerste gebod. En hier wys Jesus vir ons hoe hy dit self toepas. Vir niks op die aarde verruil hy sy liefde vir die hemelse Vader nie. Maar nog is dit nie verby nie. Die duiwel kom weer 'n derde keer. En weer is die taktiek, verdraai die waarheid. Verdraai dit wat God gesê het. En hoe doen hy dit? Hy doen dit soos mense dit vandag nog steeds doen. Hulle vat 'n versie uit die Bybel uit en gebruik daai versie selektief om hulle eie saak te probeer verdedig. Hy sê vir Jesus, as jy regtig God se geliefde seun is, spring van die tempel af. Hy het mos gesê, die engele sal jou vang. Dit is interessant, hierdie is nogal 'n belangrike stukkie, want so met die COVID-tyd het ons dit baie gehoor. Dat mense gesê het, ek gaan dit doen, want ek gee nie om nie, die Here het ons gesê, die engele sal my vang. Dit klink baie dieselfde as wat die duiwel hier gesê het. En hoor wat sê Jesus vir hom oor daai tipe teologie van, ek gaan vir julle almal wys, God is my God, ek gaan nou stupid goed aanvang, want God gaan my red. Nee, sê die Here vir hom, jy mag nie die Here jou God op die proef stel nie. Jy hoef hom nie op die proef te stel nie, jy kan hom ken, jy kan hom vertrou, jy kan hom lief hê. Jy hoef nie dom dinge te doen om vir die ander te wys hy's jou God nie. Nee, ken hom net, vertrou hom, doen wat hy sê en wees lief vir hom. En daarmee kan ons afsluit. Dis eintlik die mooi van ons teksgedeelte. Sommer hier aan die begin van Jesus se werk hier op aarde waar hy sy bediening daai laaste paar jaar gedoen het toe hy sy disippels geroep het. Is dit baie duidelik, hy's die seun van God. Al is hy gebore uit Maria uit, is hy heeltemal anders as al die ander mense, want by hom is daar geen erfsmet nie en daar's geen erfskuld nie. By hom is daar absolute vertroue in dit wat sy Vader, wat God vir hom gesê het. So wanneer ons na die sondeval kyk en hoe ernstig dit ons eie lewens geraak het, onthou dit, Jesus Christus, ons Here, is die uitsondering. Amen. Kom ons sit so, ons raak stil voor die Here. Kom ons dank saam.
Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dank U, Here, dat in die duisternis van die wêreld, in die duisternis van die sonde, daar uitsondering is. En dis ons Here Jesus Christus, die lig wat van U afgekom het. Daardie lig wat die duisternis nooit kon uitdoof nie. Dankie dat ons ook mag bely dat ons Here is U seun. En juist daarom kon hy ons van die duisternis verlos, kon hy ons van ons sondeskuld verlos. Daarom wil ons vanaand sê dat aan U en aan ons Here Jesus Christus wil ons al die lof en die eer en die aanbidding van ons harte toebring. Wetende dat dit wat ons self nie in staat is om te doen nie, het Jesus vir ons gedoen. Amen. Daar's nou geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Die sondelose lam vir sondeskuld geslag is waardig om te ontvang die rykdom, wysheid, krag en eer en heerlikheid en dankbare seëninge. En dan die mooi woorde aan hom wat heerlik is, hoog op die wêreld troon en aan die lam van God, self ewige skepingshere, sy ewig lof en prys en krag en roem en ere. Kom ons staan, ons sing skrifpruiming 5, 3, 4 en 5.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.